Welkom by nog 'n aanlyn boodskap van NG Universiteitsoord. Dis vir ons so lekker om jou op so 'n digitale manier te kan verwelkom. En ons hoop dat jy in vandag se boodskap in kan deel, iets kan hoor van die Here en uitgedaag kan word oor net hoe hy jou wil gebruik en jou wil instuur in die wêreld in. Ons wil jou sommer ook vra as jy geleentheid het om te subscribe aan ons YouTube channel sodat ons die kanaal kan groei en sodat jy op hoogte kan bly van dit waarmee ons as gemeente besig is. Maar vriende, voordat ons dan nou verder gaan, kom ons vat net eers 'n oomblik om stil te word en onsself in te stel en oop te maak ook vir hierdie boodskap van die Here om met elkeen van ons te kom werk. Ek gaan vir ons hierdie kers aansteek en dan wil ek jou vra om sommer daar waar jy is, stil te word, dan gaan ek vir ons oorgaan in 'n gebed. Kom ons word stil. Merciful and loving God, I begin to look at the story of my life, to discover its plot, its themes. Help me celebrate the joy and honestly face the sorrow. Open my eyes so that I can see your footsteps and interventions throughout my life's journey. Help me see my story as a story of redemption. Enfold me in your tenderness as I look at the pain, and may the healing that comes to me bring new strength to love and serve your people and your will. Lord, as I heal, enable me to help others heal. Amen. Dis hy. Vriende, ek wil jou uitnooi om jou Bybel saam met my vandag oop te maak by Markus 10. Dan lees ons daai baie bekende verhaal van Jesus se genesing van die blinde Bartimeus. As jy jou Bybel oop het, is jy welkom saam met my te volg. Andersins kan jy gewoon net luister. Ek lees vir ons. Jesus genees die blinde Bartimeus, vers 46. Daarna kom hulle in Jerigo aan. Toe Jesus en sy disippels en 'n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar, Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. En toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep: Jesus, seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Baie mense het met hom geraas en vir hom gesê hy moet stil bly. Maar hy het al hoe harder uitgeroep: Seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Vriende, ek gaan net eers tot daar lees. Kom ons stop net eers vir 'n oomblik. Dan vertel ek net vinnig vir ons 'n storie voordat ek die res van die teksgedeelte vir ons lees. In die 1700s was slawehandel 'n verskriklike besigheid in die wêreld gewees. En een so 'n persoon wat baie direk daarbey betrokke was 'n man met die naam John Newton. John Newton het 'n verskriklike interessante storie gehad. Hy was as jong man forceer om in die Britse vloot te dien, maar sy optrede in sy diens was so sleg geweest dat hy selfs op 'n slag in Wes-Afrika agtergelaat was by 'n slawehandelaar. En dinge het self nog vererger vir hom, toe hy self as 'n slaaf op so 'n slaweskip op 'n stadium moes gewerk het. Hy is later vrygelaat en het hy weer werk gekry op 'n verskriklike erge slaweskip, maar dit was egter op so 'n boot tydens 'n groot storm op die see dat John sy lewe vir die Here gegee het en hy radikaal tot bekering gekom het. In sy eie woorde beskryf hy dit as sy eerste bekering. En so het John opgehou om te dobbel, hy het opgehou om te drink en hy het begin om 'n geestelike lewe te lei, maar hy het nog steeds as 'n slawehandelaar op 'n slaweskip gewerk en het hy selfs later 'n kaptein geword van so 'n slaweskip. Nou vriende, met hierdie in gedagte, kom ons lees die res van die verhaal en die teksgedeelte dan nou ook saam. Ek gaan weer vir ons van die begin af begin van vers 46 af. Daarna kom hulle in Jerigo aan. Toe Jesus en sy disippels en 'n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar, Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. En toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep: Jesus, seun van Dawid, ontferm U tog oor my. En baie mense het met hom geraas en gesê hy moet stil bly. Maar hy het al hoe harder uitgeroep: Seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Jesus het toe gaan staan en gesê: Roep hom nader. Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom: Hou moed, staan op, hy roep jou. Hy het sy bokkleed net daar gelos en opgespring en na Jesus toe gegaan. Jesus vra hom toe: Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Rabboni, sê die blinde man vir hom, dat ek kan sien. Jesus sê daarop vir hom:
jy kan maar gaan. Jou geloof het jou gered. En dadelik kon hy sien, het hy op die pad agter Jesus aangegaan. Vriende, dis die wonderlike verhaal van Jesus se genesing van die blinde Bartimeus. Daar is hierdie baie mooi Afrikaanse uitdrukking wat sê, om siende blind te wees. Dit beteken dat jy letterlik kan sien, maar geestelik of figuurlik blind is vir iets soos byvoorbeeld jou eie foute. En die HAT se definisie van om siende blind te wees, wil iets vir ons verduidelik deur om te sê, dit word van iemand gesê wat iets nie wil raak sien nie, of wat 'n ander te veel vertrou en daardeur gefop word. Nou John Newton was met sy eerste bekering siende blind geweest. Alhoewel hy 'n geestelike lewe begin lei het en die evangelie gevoel het in sy lewe en ook vir God leer ken het, het hy nie vir God raak gesien nie. Dit was eers later toe Newton teologie gaan studeer het en as 'n predikant in die Anglikaanse kerk of die Church of England toegelaat is, dat hy as te ware tweede bekering beleef het en sy hart werklik deur die Here getransformeer was, dat hy toe eers besef het net hoe verkeerd en buite die wil van God iets so slawerny dan 'n werklik waar is. En so het hy later saam met William Wilberforce een van die groot kampvegters geword teen slawerny en het hulle hart beklei om 'n einde aan slawerny te kon bring. Nou in sy eie woorde getuig hy dat hy blind was, maar God het hom aangeraak en dit was God wat hom toe laat sien het. Dit was eers toe hy werklik vir God raak gesien het, dat hy ook kon sien. En juist daarom skryf hy toe in 1779 daai verskriklik bekende lied waarvan ons almal hou, The Amazing Grace. 'n Lied wat ons nou so goed ken en die woorde kan in ons koppe sien. 'n Lied wat begin met die woorde Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Hierdie lied het natuurlik 'n eenvoudige boodskap. Vergifnis en verlossing is moontlik ten spyte van 'n sondige lewe. Dis God se verrassende genade wat mense red, hoe verlore ons ook al mag wees, hoe blind ons ook al mag wees vir wat verkeerd is, dan weet ons, dit is God wat mense aanraak, en is God wat mense weer kan laat sien. My vriende, terug by die teksgedeelte wat ons nou vanoggend saam gelees het. Ek glo julle sal met my saamstem, dat die disippels en die volgelinge van Jesus in hierdie verhaal siende blind was. Dis eintlik so verskriklik hoe hulle hierdie blinde Bartimeus stil maak en verwerp, en ewe skielik as Jesus dan vra dat hulle hom nader moet bring aan hom, dan ewe skielik verander hulle lied, en hulle sê, kom, staan op, hy roep jou. Hulle is siende blind. En daarom is die groot vraag wat ons vandag vir onsself moet vra, wat is dit wat Markus wil hê ek en jy moet raak sien in hierdie gedeelte van sy evangelie? En wat wil hy dan hê moet ons maak met dit wat ons raak sien? Nou vriende, dis verskriklik belangrik om op te let dat Markus se evangelie in 3 gedeeltes of 3 bewegings verdeel kan word. Die eerste ene is Jesus se tyd in Galilea. Die tweede gedeelte is Jesus se reis vanaf Galilea na Jerusalem toe. En die derde gedeelte is Jesus se tyd dan nou in Jerusalem. En die teks wat ons dan vandag saam gelees het, is so mooi aan die einde van Jesus se reis vanaf Galilea na Jerusalem toe. En dit vind op die voorstoep van Jerusalem plaas. Maar die interessante is dat Markus hierdie hele tweede beweging in sy evangelie, Jesus se reis vanaf Galilea na Jerusalem toe, omarm met 2 verhale waar blindes genees word en weer kan sien. En tussen hierdie 2 verhale is dit asof Markus daarop hamer dat die disippels en die ander volgelinge van Jesus nie kan raak sien wie Jesus werklik is nie. Hulle sukkel om vir God in Jesus raak te sien en hulle sukkel om hom as die Messias te kan sien. En dan weet ons nou natuurlik, ons lees in Markus 8 vers 22 tot 26 van die eerste blinde wat genees word en weer kan sien. En direk daarna begin Jesus dan nou met sy reis vanaf Galilea na Jerusalem toe. En hy neem hulle dan nou eers sy disippels en ander volgeling wat agter hom aangestap het, na Caesarea Philippi toe. En daar vat hy hulle na 'n berg waar heidense godsdienste al vir eeue lank beoefen was. En hy vra daai baie bekende vraag aan Petrus: "Wie sê die mense is ek?" En dan ook 'n persoonlike vraag aan Petrus: "Wie sê jy is ek, Petrus?" En Petrus kry dan nou iets reg in hierdie gedeelte van Markus se evangelie. Dit is asof hy kan begin sien, maar nog nie duidelik genoeg nie. Want hy bely wel dat Jesus die Christus is. Maar dan word die res van hierdie reis vanaf Galilea na Jerusalem toe gevul met blindheid, as mense dit so kan stel.
Die disippels stry onder mekaar oor wie die belangrikste is. Jesus kondig 3 keer vir hulle op sy lydingspad aan dat hy doodgemaak gaan word, maar dat hy ook weer gaan opstaan. En elke keer probeer hulle hom keer en probeer hulle hom daar uitpraat. En dan hier aan die einde voor die gedeelte wat ons nou net vandag gelees het, is dit asof Johannes en Jakobus stry met mekaar, want hulle wil graag die wees wat die belangrikste is, wat aan sy regter en sy linkerhand kan sit eendag. Vriende, dan kom ons in Jerigo aan, so wat 30 km van Jerusalem af. En ons ontmoet 'n blinde wat kan sien en vir Jesus sien vir wie hy werklik is. So in die middel van sy evangelie, net voor Jesus se intog in Jerusalem in, gee Markus eintlik vir my en vir jou as lesers 'n oogtoets. En hy vra vir ons, wat sien jy raak? Sien jy hom werklik raak? En wat maak jy met dit wat jy raak sien? Die teks wat ons nou net gelees het, staan in kontras met die laaste paar hoofstukke in Markus se evangelie, nie dit wat volg voor die wat ons gelees het. En alles tussen hierdie twee sienwonderwerke wat dan nou gebeur, daag ons uit en vra die vraag, maar wat sien ons raak? Hoe kyk ons na die Here? Is hierdie blinde man wat Jesus seun van Dawid noem, 'n messiaanse aanhaling en erkenning dat Jesus veel meer is as net 'n profeet of Elia of Johannes die Doper, soos wat mense baie keer oor hom gepraat het. En direk na Jesus hom genees, los hy alles net daar agter. Hy los sy boekleed, wat van baie waarde was, en hy volg vir Jesus op sy lydingspad, op pad na die kruis toe. Soveel anders as wat die ryk jong man bereid was om te doen in die gedeelte net voor die gedeelte wat ons hulle vandag saam gelees het. So hoe is dit dan nou dat die blinde kon sien en die disippels siende blind was? Vriende, dit bring ons terug by die vraag wat ek vroeër gevra het. Wat maak ons met hierdie oogtoets wat Markus voor ons kom plaas? Wat is dit wat Markus ons wil laat raak sien? Mag dit dalk net hier gaan oor meer as net fisiese blindheid wat genees word en dalk eerder gaan oor geestelike blindheid? As ons eerlik met onsself moet wees, dink ek daag hierdie teksgedeelte elkeen van ons uit om 'n bietjie selfondersoek in te stel oor dit waarvoor ek en jy siende blind geraak het. Dit kan so maklik gebeur dat ons net soos John Newton 'n geestelike lewe lei, maar blind is vir wie God werklik is en wat vir hom belangrik en goed is. Dit kan so maklik gebeur dat ons Sondag na Sondag maar net kerk bywoon, lekker sing, maar hom weer by die deur los wanneer ons die wêreld in beweeg. Dat ons geestelike geleenthede of Bybelstudie geleenthede bywoon, maar siende blind geraak het vir hoe ons optree, reageer en dink oor ander mense. Waarvoor het ek en jy siende blind geraak? C.S. Lewis, die skrywer van die boek Narnia, beskryf dit eintlik so mooi as hy sê, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen. Not only because I see it, but because I see everything by it. Vriende, juist daarom is Bartimeus vir Markus die ideale disipel. Hierdie Bartimeus, die buitestander, die blinde bedelaar, die onbenullige, demonstreer onder andere vir Jakobus en Johannes hoe hulle moes optree en waarvoor hulle eintlik moes vra. Wanneer Bartimeus hoor Jesus is naby, roep hy sy belydenis oor hom hardop uit, ten spyte daarvan dat hy verre publieke teenstand en verwerping kon ervaar. Wat die publiek van Bartimeus dink is vir hom minder belangrik as sy belydenis en sy begeerte om by Jesus te kan wees. Wanneer Jesus na Bartimeus roep, reageer hy onmiddellik, selfs ten koste van sy boekleed. Nou dis amper simbolies van sy begeerte om alles agter te laat om by Jesus te kan wees. En wanneer Jesus vir Bartimeus vra, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Antwoord Bartimeus korrek en eenvoudig, in kontras met die disippels en die skare wat agter hom wat Jesus agtervolg het, dat hy maar net kan sien. Dis die een ding wat Jesus die graagste wil hê van sy disippels, toe en ook nou. Dat hulle en ons hom kan sien vir wie hy is. Dat hulle en ons die plot van sy bediening sal snap. Dat hulle en ons die leidingsweg van die Messias sal snap. Dat hulle en ons sal afsien van ons smag en ons mag na heerlikheid en Jesus op sy pad van diens sal kan volg. Vriende, ek glo een manier hoe ons duideliker kan begin sien, is om die Gees van die Here te vra om ons te help en ons hierin te kan begelei. En dat dat dit ook dalk ons gebed moet word. Dat hy vir ons die onderskeidingsvermoë kan gee om hom raak te sien en te sien hoe hy wil hê ons moet sien.
om ons harte oop te maak, sodat ons hom kan raak sien. Ons word dalk weer vandag hieraan herinner, om die ou manier van sien agter te laat, sodat ons soos Jesus kan leer sien. En dit is net wat dis ook net hy wat hierdie soort sig vir ons kan gee. Ek sluit vir ons af. Wat kies ons om te maak met hierdie oogtoets wat Markus vir ons kom gee? Wat kies ons om te maak as studente, as volgers van die Here, met dit wat ons raak sien, en hoe hy wil hê ons moet sien? Vriende, mag elkeen van ons in ons eie ondersoek weer siende raak, waar ons dalk siende blind geraak. Mag ons toelaat dat die Here ons oë kom aanraak, sodat ons hom en wat vir hom goed en aanneemlik is, sal kan raak sien, ook in ons eie lewens. Johannes Evangelie herinner ons juist daaraan as dit vir ons kom sê, ek het gekom na hierdie wêreld sodat die wat nie sien nie, kan sien. En daarom mag Bartimeus se woorde ook ons versoek en smeking by die Here word vandag. Rabboni, dat ek kan sien. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here, vandag is ons gebed eenvoudig. Wil U nie vir elkeen van ons kom wys, onsself bewus maak daarvan, van die dinge wat vir U belangrik is, maar waarvoor ons siende blind geraak het nie. Here, wil U nie elkeen van ons oë kom aanraak, sodat ons nie net vir U daardeur kan sien nie, maar U wil duidelik kan raak sien in hierdie gebroke wêreld. Dat ons sal kan raak sien, Here, presies hoe U elkeen van ons wil gebruik en waarna toe U elkeen van ons ook wil stuur. Here, mag ons met nuwe oë, met U oë, na ons eie lewens, na ander se lewens en na hierdie wêreld begin kyk. En mag ons toelaat, o Heilige Gees, dat U deur ons kom werk om ons oë te kom verander, sodat ons U koninkryk kan sien. Here, my gebed en my versoek, glo ek, is net soos die wat ook vandag in hierdie aanlyn erediens deelneem, dat ons kan sien. Kom raak ons aan, o magtige Here. Amen. Vriende, ek wil julle vra en julle herinner daaraan dat direk nadat ek die seën uitgespreek het, jy nog vir 'n oombliekie kan aanbly as jy die Here ook wil dien met jou offergawe, en as jy wil sien waarmee ons besig is, gaan kyk in die description van hierdie video. Daar sal jy al ons aankondigings kan sien. Andersins volg ons op al ons aanlyn platforms, sodat jy op hoogte kan bly met dit waarmee ons besig is. Ontvang dan nou asseblief die seën van die Here. En daar waar jy is, wil ek jou vra om jou hande so in 'n bakkie te maak, sodat jy dit vir jouself kan ontvang, en vir jouself kan neem en dra in hierdie week wat vir jou voorlê. Mag jy weet dat daar waar jy ook al is vandag, die Here is met jou, dat die liefde van ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met een en elkeen van julle sal wees en sal bly. Amen. Ons sien jou weer volgende week. Mag die Here jou seën.